sê. So ons praat vandag oor die onderwerp Changing course is not a sign of weakness, but of courage. Kan jy dit saam met my sê? Changing course is not a sign of weakness, but of courage. Foute is nie noodwendig in ons lewe 'n teken van weakness nie. Mag ek vra, wie het al foute gemaak? Ons almal, ek dink nie daar's enigiemand wat vandag hier kan sit en sê, ek het nie foute in my lewe gemaak nie. So dis nie 'n teken van weakness nie, maar een van menslikheid. Ons is almal mense, ons maak foute, ons stel mense te leer, ons stel God te leer. Maar die spreekwoord sê, as ons egter volhard in ons foute, word dit 'n weakness. As jy volhard in jou sonde, as jy volhard in die weaknesses in jou lewe, dan word dit 'n weakness. Dit bly by jou, dit loop saam met jou en is deel van jou lewe. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek kyk na 'n paar groot profete in die Bybel en ek het al begeer om soos een van hulle te wees. Maar okay, julle is nie daar nie, nee. Ons almal het al gesê, ja, as ek maar net 'n Dawid kon wees, of 'n Josef, of wie ook al in die Bybel radikaal sterk was, en sy geloof onwrikbaar was, en ons kyk na al hierdie Bybelkarakters, en ons word in hulle stories ingetrek, en ons begeer om soos hulle te wees, maar ons vergeet, dat elkeen van hulle foute gemaak het, en ons gaan vanoggend bietjie in besonder praat oor ou vader Abraham. Abraham wat 'n legende in die Ou Testament was. Abraham wat in absolute gehoorsaamheid met God geloop het. As daar nou 'n ou is wat regtig God se stem gehoor het in die Ou Testament, was dit Abraham. Maar ons vergeet in dieselfde asem dat Abraham baie foute gemaak het. Abraham het baie keer sy eie pad gestap, hy het sy eie foute gemaak. So kyk ons na Moses, hy het 'n Egiptenaar doodgeslaan, hy het ongeduldig geraak, hy het moedeloos geraak, en hy het 'n paar keer dit in die woestyn verloor. Maar ek weet jy het dit nog nooit verloor nie. Ons het almal al dit big time in ons lewe ergens verloor. Dawid wat 'n oog vir 'n mooi vrou gehad het, Job wat langs die ashoop gemurmureer het, en hy het gevaarlike gesprekke oor God langs die ashoop gehad. Nou ja, party sê hulle dalk bietjie te veel gedrink, maar wat ook al. Dit was gesprekke wat God nie behaag het nie. Josef het heeltemal te veel gepraat, as jy gaan kyk na sy storie. In die Nuwe Testament, Petrus met sy groot mond, wat op die ou en tog ontken het, dat hy Jesus geken het, en Judas, wat Jesus verraai het. Dis 'n paar etlike figure in die Bybel, wat ek en jy dalk idealiseer, en dink, wow, ek kan wees soos, as ek net kon wees soos een van hulle. Maar as jy in hulle storie gaan indelf, dan sien jy, dat hulle het groot weaknesses gehad. Elkeen van hulle het iets gehad, om aan te werk. Nou, kan jy vanoggend sê, het iets om aan te werk? Okay, so 'n goeie begin. Om vanoggend, 'n paar maak nie so, maar okay, 'n paar wil sommer opspring en sê, dit werk vir my vanoggend. Nou, ons praat oor Abraham. God stuur Abraham na 'n onbekende land. Hy dink nie eers daaroor nie. Hy redeneer nie eers met God nie, maar hy trek. En dit maak Abraham absoluut uniek. As die Here vir my sê ek moet trek, wil ek weet waarheen, hoe lank dit my gaan vat, hoe gaan ek daar kom, wat is die voordeel wat dit vir my gaan inhou, maar ek sien julle is nie daar nie. En dan sien ons dat in sy reis na 'n vreemde land wat God hom beloof het, beloof God hom ook dat hy eendag sy eie seun sal hê. En dit was vir Abraham 'n groot ding.
En ons lees daardie gedeelte in Genesis 15. Weer eens kom God en hy sê vir Abraham, moenie bang wees nie, ek sal jou seun en jou 'n kind gee, Abraham. En Abraham stry met God, hy sê, maar ek het nie 'n seun nie, ek sal liewer dan dat een van my diensknegte erf. En vir die eerste keer sien ons dat dit vir Abraham, hoor mooi, maklik is om vir die hele Israel te glo. Dis vir Abraham maklik om te glo dat God Israel deur die woestyn kan vat. Dat God vir Israel deure kan oopmaak. Dat God vir Israel kan voorsien. Maar die moment toe hy vir homself moes glo, toe gly sy geloof. Nie waar? Jy sê vir die ou langs jou wat nie werk het nie. Man, jy moet net glo. Wat's fout met jou geloof? Jy moet glo die Here gaan dit vir jou doen. Maar nou het jy skielik nie werk nie. En skielik sukkel jy met geloof. So Vader Abraham, wat so pertinent in die Bybel was, het 'n oomblik waarin hy twyfel of God vir hom werklik 'n seun kan gee. Die Abraham wat sentraal in die Ou Testament die geskiedenis herskryf het. Abraham, deur wie God se lewe bonatuurlike wonderwerke gedoen het en sy woorde aan God was, ek wag al so lank. Nou ek weet hoe lank is wag vir jou nie? Wie het al baie lank gewag? 10 jaar? Kyk 20? Kan hoe minder, 30, 50 jaar, 100 jaar. Abraham het 100 jaar gewag. Nou ek weet, julle is goed met wag, ek is nie goed met wag nie. As iemand vir my iets beloof het, dan wil ek dit gister al gehad het. As ek iets sien, dan moet ek dit môre hê. Ek is net so 'n persoon. Ek sien God, maar ek wil dit nie net visualiseer nie. Ek wil dit effektief sien, ek wil dit beleef, ek wil dit in my hand hê. En ons sien dat God beloof Abraham nie net 'n land nie. En ek wil vanoggend met jou profeties praat. So jy met jou gawe van profesie vanoggend en ore moet jy hoor wat die Here vir jou sê. God sê vir Abraham, ek wil vir jou 'n land gee. Iemand, amen sê op land, as jy 'n stuk grond nodig het. Hy sê ek wil vir jou 'n land gee. Ek wil vir jou 'n seun gee. Want ek gee vir jou 'n belofte. 'n Belofte. Wie het al 'n belofte van God ontvang? Baie van ons. Wat God oor jou lewe sê en jy sien net nie die realiteit nie. En ons sien dat hier kom Abraham en hy's getroud met sy halfsuster Sara en hy kom na die nuwe land, die beloofde land, met 'n belofte van God in die sak, dat sy vrou sal swanger raak en sy vrou raak nie swanger nie. Die moeilikste is in die lewe, wanneer jy iets met jou mond gespreek het, gepraat het, God het gesê, hy gaan dit vir my doen, en jy het dit vir al jou vriende vertel en jy sien dit. Dis taaf. Die Here gaan my nuwe werk gee. Die Here, amper wil ek sê, nuwe vrou, dit gaan nie werk nie. As jy nie 'n vrou het nie, God wil graag vir jou 'n vrou gee of 'n man gee nie, maar daar's 'n belofte, en jy vertel vir almal die belofte. Nou, Abraham het hier die belofte vir die hele Israel vertel, maar Abraham sien dit nie. Abraham beleef dit nie. Abraham het nie daardie seun wat God vir hom beloof het, wat 'n groot nageslag tot gevolg gaan hê nie. Nou hy kom in Genesis 15 vers 2, lees saam met my, but Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. And Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Hier kom hy, Abraham, en hy sê, wel Here, dis baie duidelik, ek gaan nie vir my kind gee nie. So ek gaan nou maar
Want iemand moet hierdie grond erf. Iemand moet hierdie land erf. Iemand moet die toekoms van Israel erf. Daar moet 'n leier wees wat kan sê, nie net sê nie, maar God se realiteit van die vervulling van beloftes in sy lewe kan sien. Hy sê, so wie gaan my goed erf? Ek sal laat my diensknegt dit erf. Dis so partykeer, wanneer ons met respek gesê, ons onsself vir God wip. Wat ons sê, maar magte Here, U gee vir my hierdie belofte, maar ek sien dit nie. So ek gee dit sommer weg, want ek sien in elk geval ek gaan dit nie kry nie. Was jy al skuldig? Die skuld wys sommer so vanoggend, nê. Ons was al almal daar. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. En hier kom God weer. Hy sê, Abraham, dis nie wat ek vir jou beplan nie. Dis 'n plan B, plan C, plan D. Ek het vir jou plan A gesê, ek gee vir jou 'n kind met jou vrou Sarah. En wat gebeur? Daar is 'n slaaf, 'n vrou, met die naam van Hagar. En Abraham was haastig. En hy slaap by Hagar die slaaf. En sy raak swanger en hy verwek 'n kind by haar. Partykeer doen ons iets buite God se wil. En dit het groot reperkusies in ons lewe. Jy doen iets in jou huwelik, jy doen iets in jou verhoudings, jou werksplek. Jy spreek goed oor God se woord, die kerk, jou gemeente, mense om jou, en dit het geweldige implikasies vir jou. En ons sien dat dit geweldige implikasies gehad het, nie net vir Abraham nie, maar vir hierdie slaaf. Ek dink God se hart vandag is dit: don't outrun God. Kan jy dit net vir iemand langs jou sê? Don't outrun God. Jy moet in pas bly met God se stem en stap vir jou lewe. Jy kan nie vooruit hardloop nie. Jy en ek is verantwoordelik om te volg. Ons kan nie die pas aangee nie. Dit is God se werk. Ek en jy moet net volg en getrou wees dat hy ons op die plek bring, dat ons die vervulling van daardie beloftes sal sien. Genesis 21 vers 1. Then God did as he promised, and Sarah became pregnant and gave Abram a baby son in his old age at the time God has said. Weereens, daar's die perfekte tyd vir die vervulling van God se beloftes. Maar ons het 'n manier om voor te hardloop en sê, Here, kom hier of bly. Terwyl God eintlik die een is wat vir ons wil sê, kom jy of bly jy. Ons don't outrun God. Dis 'n profetiese woord vandag vir iemand. Don't outrun God. Jy is verantwoordelik om hom te volg. Hy nie vir jou nie. And gave Abram a baby son in his old age at the time God has said. And Abram named him Isaac, meaning laughter. 8 days after he was born, Abram circumcised him as God required. Abram was 100 years old at that time. Op 100 jaar. Op 100 jaar kry hy die beloofde seun. Die belofte is daar. Die belofte is gebore op 100 jaar. Nou ek weet nie hoe lyk 'n ou van 100 jaar vir jou nie. My pa is 88 en dit voel vir my is baie oud. Is oud, dis vrek oud. Dis baie oud. Hy's gerimpeld en hy's gealles en hy's gebles en wat ook al. Hy's oud, maar God het 'n plan. Laat dit 'n woord wees vir alle bejaardes. God het steeds 'n plan met jou lewe. Maar God is getrou. Vers 6. And Sarah declared, God has brought me laughter. All who hear about this shall rejoice with me. For who would have dreamed that I would ever have a baby? Yet I have given Abram a child in his old age. Hoor mooi.
Sy het gesê, almal sal saam met haar lag. En hierdie skrif word soms gemisinterpreteer. Baie mense sien hierdie skrif as 'n sarkastiese lag vir 'n bejaarde vrou om 'n baba te bring van 'n man wat 100 jaar is. Maar daardie laughter, daardie lag, was nie 'n sarkastiese lag nie. Dit was 'n lag van blydskap. Almal sal saam met my lag en juig en rejoice, want God het sy beloftes aan my nagekom. En God sê vir Abraham, noem jou seun Isaac, wat beteken laughter of lag. Gelukkig het die volk nie geweet wat dit beteken nie. Imagine jy moet sê, lag, kom 'n bietjie hier. Laughter, kom jy vanmiddag vir my kuier. Nee, dis 'n verskriklike vreemde naam, maar dit het iets gepraat van God se seën, God se blydskap, God se voorsiening. As God vir jou 'n deur oopgemaak het, wat is jou eerste reaksie? Bless hom. Of spring jy op en af? En jy juig en jy lag, want God het die vervulling van beloftes in jou lewe gebring. Vers 8, time went by and the child grew and was weaned, and Abram gave a party to celebrate the happy occasion. But when Sarah noticed Ishmael, the son of Abram, an Egyptian girl Hagar, dit is nou die seun wat Abraham by Hagar gehad het, sy naam was Ishmael, teasing Isaac. She turned upon Abram and demanded, get rid of that slave girl and her son. He is not going to share your property with my son. I won't have it. Jy sien, hier's Ishmael en Hagar, ma en seun. En hulle kyk na Isak, hulle kyk na Sarah, en hulle sien hierdie seun. Kyk na Abraham en sien hierdie seun van Abraham, Isaac, Isak, en hulle lag vir hom, en hulle spot hom, en Hagar sê, sy kom na Abraham toe, sy sê, dis jou kind, en jy laat toe, dat hulle vir hom lag. Hoe kan jy dit toelaat? Jaag haar en haar seun weg, en Abraham sê, ek kan dit nie doen nie, want dit bly my seun. En hier's vanoggend 'n profetiese woord vir jou. Maak nie saak hoe groot jou sonde is. Maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het nie. God sal jou nooit verwerp nie. Kan ek amen kry op dit? God sal jou nooit verwerp nie, want God het jou lief. God sê, jy's my seun en jy's my dogter. Ek kan jou nie verwerp nie. En terwyl Abraham weet, dat dalk moes Ishmael nie gewees het nie, en nou het ek vir Isak, so dit is eintlik 'n buiteegtelike kind. Dis 'n kind wat nie moes gebeur het nie, maar nou is hierdie kind hier, leer ons 'n les, dat Abraham vat verantwoordelikheid vir Ishmael. Ek wil eintlik vandag profeties vir alle paas en alle maas reg oor die wêreld sê, het geen reg om jou kind te verwerp nie. Jy het geen reg om jou kind weg te stuur, maak nie saak wat jou kind gedoen het nie. Dit maak nie saak of jou kind in die tronk is, maak nie saak of jou kind moord gepleeg het nie, beteken dit is reg nie, is glad nie reg nie, maar jy mag nie verwerp nie, want verwerping is nie van God af nie, en as jy 'n kind in die wêreld ingebring het, het jy verantwoordelikheid teenoor daai kind, tot die dag van jou dood. Ja, maar hy het sy eie pad gestap. Hy het besluit, ek moenie meer sy pa en sy ma wees nie. Hy het sy eie lewe gekies. Miskien, maar jy bly verantwoordelik. Jy kan nie sê, hy bly by sy ma, die ma moet betaal, of hy bly by sy pa, die pa moet betaal nie. Dis jou kind. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou kind, tot die dag van jou kind se dood. Kan ek 'n amen kry? In dieselfde, met die huweliksverbond waarin jy staan. Dis 'n huweliksverbond, wat beteken, jy vat verantwoordelikheid vir jou maat in die huwelik,
tot die dood jou skei. Mag ek maar vanoggend sê, ons trou te maklik en ons skei te maklik. Ek dink dit is tyd dat ons by God ons huweliksmaats van hom afbid. En wanneer ons getroud is, dat in die huwelik nie sal gaan net oor seks en welles nie, maar dit sal gaan oor intimiteit. Want wanneer daar intimiteit is dit genoeg. As jy ware intimiteit verstaan, is dit genoeg. En ons gaan in die toekoms wat kom weer 'n kursus aanbied, 'n polslag kursus vir jou huwelik. Moet dit nie mis nie. We have a responsibility. Vers 11, this upset Abram very much, for after all Ishmael too was his son. Hy's ook my seun. Hy's dalk die seun van 'n slavin, maar hy's my seun. En dis 'n boodskap vir jou vandag. Dalk weet jy is nie in die eg in die wêreld ingebring nie. Dalk weet jy's die seun of die dogter van 'n prostituut of 'n psigopaat of 'n moordenaar. Maak nie saak nie. God het jou beplan. God het toegelaat dat jy geskep word, want God het 'n plan vir jou lewe. Maak nie saak hoe gebroken jy is nie, hoe verwerp jy ook al vanoggend is nie. God has a plan, a special promise. En ons sien, dat Hagar sê, get rid of the slave and her son. Verse 12, but God told Abram, don't be upset over the boy of your slave girl wife. Do as Sarah says, for Isaac is the son through whom I promise will be fulfilled. And I will make a nation of the descendants of the slave girls too, because he also is yours. Wow. Wow. Hier kom God, dit is God nie amazing nie. Hy sê, ek het 'n groot plan vir Isaac. Ek het 'n groot plan vir Isak. En hier kom Ishmael, onbeplan. Abraham het goed in sy eie hande geneem, by die slavin se kamer ingegaan. Ishmael is verwek, en hier staan hy, en hier staan Isak, en die Here sê, ek maak nie onderskeid nie, want hy's ook vir my belangrik. I will make him a great nation from his descendants. En ons sien in hierdie hele gedeelte, dat sy gaan, en sy stap weg, saam met hom, in die woestyn in. Vers 12, hierdie gedeelte raak so my hart vandag, but God told Abram, don't be upset over the boy of your slave girl wife. Do as Sarah says, for Isaac is the son for whom my promise will be fulfilled. And I will make a nation of the descendants of the slave girls too, because he is also yours. Verse 14, so Abram got up early the next morning, prepared food for the journey, and strapped a canteen of water to Hagar's shoulders and sent her away with his son. She walked out of the wilderness of Beersheba, wandering aimlessly. En ons sien, hier is die seun, en hier is hierdie vrou wat nie welkom was nie, hier is die slavin, en hulle wander, hulle loop rond verdwaald in die wildernis, want dit lyk vir hulle, dit voel vir hulle, Abraham het hulle verwek, die familie het hulle verwerp, almal het hulle verwerp, hulle het niks en niemand om na terug te gaan nie. Verse 15, when the water was gone, she left the youth in the shade of a bush and went off and sat down 100 yards or so away. I don't want to watch him die, she said, and burst into tears, sobbing wildly. So hier vat sy vir hierdie klein
seentjie en sy vat hom en sy gaan sit saam met hom onder 'n boom en dat hy ten minste bietjie koelte kry en sy gaan sit een kant weg en sy kyk na hierdie kind en sy besef die water gaan nie lank hou nie en die bietjie brood wat Abraham gepak het vir die reis gaan nie lank hou nie. Wat gaan van my kind word? Het jy al ooit die vraag in jou lewe gevra, wat gaan van jou kind word? Wat gaan van jou kind in Suid-Afrika word? Wat gaan van jou kind word in die skole, in universiteite en colleges wat ons het? Wat gaan word van ons gesinne in die land van Suid-Afrika, reg oor die wêreld, Rusland, Oekraïne, oral is dit gebroke, dit stikkend. Wat gaan van ons kinders word? En partykeer los ons kind onder 'n boom, want ons weet jy moet jou eie potjie krap, maar ons sien die son van die lewe het vir jou te veel geword en jy kan glad nie meer cope nie. Maar jy staan een kant en jy's bekommerd en dit voel vir jou hande is afgekap en jy sê vir jouself, mag hierdie kind net nie sterf nie. En die Bybel sê, sy het hartstogtelik gehuil en 'n engel verskyn aan haar. En vra vir haar, wat is fout, moet nie bang wees nie. En weet jy wat sê die Engelse vertaling? Hy sê dit. And the angel comfort him. Comfort him. Partykeer stuur God engele op ons pad om ons te comfort. Partykeer stuur God mense oor ons pad en sê jy het lank genoeg alleen geloop. Jy het lank genoeg en sy het gesê, kan jy nie sien nie, hy sterwe. En hy sê nee, hy sal nie sterf nie, want God het ook 'n plan met sy lewe. Hy's buite die eg verwek, that God has a plan. Jy geweet God het 'n plan met jou lewe. Wow, hy het 'n plan met jou lewe. Then God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from the sky. Hagar, what's wrong? Don't be afraid, for God has heard the lad's cries as he is lying there. Go and get him and comfort him, for I will make a great nation from his descendants. So hier's twee seuns. Hier's 'n Ishmael en hier's 'n Isaac. Isaac was die plan. Ishmael was nie die plan nie. En wat doen God deur sy genade? Hy sê, ek het vir beide elkeen nou 'n plan. Is God nie amazing nie? Jy sien, partykeer kyk mense na jou en hy sê, God kan nooit 'n plan vir jou lewe hê nie, man. Hoe gaan jy in die lewe eers kom? Jy's stikkend, jy's gebroke, jy's jy het nie ervaring nie, jy's nie geskool nie. Wat gaan God met jou lewe doen? As God in jou lewe is, gaan jou lewe vir jou uitwerk 100%. Dit beteken nie jou pad gaan maklik wees nie. Dit beteken nie jy gaan nie onder 'n besembos sit en huil nie. Dit beteken nie dat jy partykeer verwerp gaan voel nie. Dit beteken nie dat jy altyd gesond gaan wees en al die geld in die wêreld het en net vorentoe kan gaan nie. Dit beteken wel dat God sê ek's met jou, ryk of arm, slaaf of vryman. God is in jou prentjie en dit is wat jy vandag moet hoor, want God het altyd 'n groter plan. Jy sien, God het vir Abraham 'n belofte gegee. En hoor hierdie aanhaling. En dis iets wat die Here vir my gegee het baie jare terug. Jy gaan dit nêrens lees nie. Although Abraham did not have a clear destination, he did have a clear promise. Kan jy dit saam met my kliphard lees? Although Abraham did not have a clear destination, he did have a clear promise. Ons kan nie nou die destination sien nie, but there's a promise. You will get there. You will get there. En Abraham, die Here weet, ek wil nie wag tot op 100 nie. My geduld gaan dit nie maak nie. 100 jaar! Mag nie!
100 jaar. In daai jare was hulle nie so oud soos nou nie, maar 100 jaar lyk vir my iets soos in hierdie lyn. Jy weet, jy kan nie eens meer loop nie, man. Ek kan nie dink hoe jy 'n kind kan verwek op 100 jaar nie, met respek gesê. Maar God het die onmoontlike. Want God sê, ek val nie terug op my beloftes nie. Ek het 'n plan. God's call is not always accompanied by a reason, but it is accompanied by a promise. God gee nie altyd die rede nie, maar hy staan by sy belofte. Hy gee nie die rede nie, maar hy staan by sy belofte. En op hierdie moment weet God, want my eie seun sal uit die nageslag van Isak gebore word. Dit was die destiny. Dit is hoekom die vyand alles probeer het, dat Abraham en Sara nie 'n kind het nie. Hy het alles probeer. Hy het haar maanstonde probeer keer. Hy het enigiets in haar liggaam laat probeer fout gaan. Enigiets in Isak se liggaam. Daar moet net nie 'n kind kom nie, want daar is 'n beloofde seun, Isak, uit wie se nageslag die Messias gebore sal word, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. En as jy gaan kyk in die geskiedenis van hierdie boek, van Genesis af, het die duiwel alles probeer om Jesus se koms te keer. Hy het probeer dat Isak nie sal wees nie. Hy het probeer enigiets dat Sara en Abraham nie kon kinders hê nie, want hy het geweet, uit daai nageslag is die belofte van Jesus Christus. As God vir jou 'n belofte gegee het, dan fight jy vir daai belofte. Jy veg vir daai belofte, want jy veg nie alleen nie. God veg saam met jou. En nou kom die Here, en hy gee vir Abraham hierdie opdrag, wat nie sin maak nie. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Here, hoe kan dit wees? Hoe is dit moontlik? Hoe wil u hierdie seun, waarvoor ek 100 jaar gewag het? Weet jy hoe lank is 100 jaar? Dis vrek lank. Probeer 'n ander woord kry, maar dis verskriklik baie lank. Vir 100 jaar. En nou sê die Here, ek wil hê dat jy hierdie seun vir my sal offer. Want God het geweet, hierdie is die toonbeeld. Hierdie is die profetiese aksie wat gaan kom, dat Jesus aan die kruis moet sterf. God het geweet, dis waarheen ons werk. Genesis 22, en ek sluit af. Then Abram noticed a ram caught by its horn in a bush. So he took the ram and sacrificed it instead of his son as a burnt offering on the altar. Abram named this place Jehovah Provides. And it still goes by that name to this day. The Lord will provide. En net toe Abram daai spies, daai mes so optel. Toe sê die Here, stop Abram. Ek het reeds voorsien. En hy kyk en wragtig daarin 'n boom en 'n tak is 'n offer. Is 'n lam. Gereed om geslag te word. Hoor vandag, ek en jy het nie nodig dat die lewe ons slag nie. Jy het nie nodig om die houe van mense te vat nie. Jy het nie nodig om die houe van jou werksplek, jou familie, jou vriende te vat nie. Because he took it all. He took it all. En hy het gesê,
dit is vir jou. Jy, die perfekte offer, jy, die perfekte lam. Dis wat Jesus vir jou gedoen het. Kan jy sien hoe God die geskiedenis gedraai het? Hoe God die geskiedenis gemanipuleer het? Hoe God sy hand in alles gehad het? En hoor vandag, Ishmael wat nie moes gewees het nie, het God gesê, maar ek het vir hom ook 'n plan. Hy gaan sy eie groot nageslag hê. En Isak, jy gaan jou nageslag hê. En ek gaan beide seën. Want jy kan die seën van God nie beperk nie. Die seën van God is vir alle mense. Weak, strong, rich, poor. Seën is vir almal wat na Jesus Christus toe gaan. Abraham het foute gemaak. Miskien sê ons wel Ishmael is 'n goeie voorbeeld daarvan. God het Ishmael toegelaat, want God het ook 'n plan vir sy lewe gehad. Daarom mag ek dit sê vandag, en ek sê dit in liefde. Nie vir my kwaad wees nie. Daarom is ek nie pro-aborsie nie. Because God had a plan. God het 'n plan. Abraham het sy eie foute gemaak. Hy het goed droog gemaak. Maar God het hom deurgesit. En hy antwoord, hy sê, and I will make a nation of the descendants of the slave girls too, because he also is yours. Hoe kan jy jou kind verwek en wegstap? Sê is nie my kind nie. As die geskiedenis wat wreed was in die Ou Testament, dit nie eers kon regkry nie. Hoe kry ons as civilized mense, gekultiveerde mense dit reg, om kinders weg te gee en bokse te sit en voor iemand se deur te gaan lê of op 'n asloop te gooi of dood te maak en in 'n rivier te gooi? Dis nie God se hart nie. Daarom dink ek moet die kerk so 'n veilige hawe word, dat mense hulle hawelose babatjies na die kerk toe kan bring. Dat mense hulle siek familielede, emosioneel siek, fisies siek kerk toe kan bring. En die kerk moet 'n veilige hawe wees. Nie 'n plek wat sê, hoekom het Ishmael gebeur nie? Ishmael was nooit bestem en beplan nie. Nee, nie verwyte nie, maar een van aanvaarding en een van liefde. Ons kyk baie keer na rasse daar buite en kulture daar buite en ons sê, wel, dit is maar, hulle kies dit. Ek weet hulle eenvoudig net nie van beter nie. Hulle het nog nooit die lewe gesmaak soos ek en jy hom gesmaak het nie. Hulle het nog nooit beleef wat dit is om aan 'n tafel te sit en ribbetjies te eet en skaapchops te eet en spinasie en pampoen en saaggepudding met roomys en vla, en as ek sommer honger. Die kerk het nodig om 'n nuwe hart te kry vir ons gemeenskap. Jy kan nie sê jy het God lief. Die kerk is nie vir jou belangrik nie. Jy kan nie sê jy het God lief, but you are making no difference on the outside. Ons maak net by mekaar vir onsself en ons het so min te gee. Dit is my laaste skrif, Proverbs 3 verse 5, en ek wil jou los met hierdie skrif. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path.
die Here in al jou weë en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. En dis die hart van vandag se boodskap. Dit kos courage om 'n situasie te draai. Dit kos courage om te sê ek wil anders wees, ek wil anders leef, ek wil anders praat, ek wil anders optree. Dit gaan iets van jou vra, iets waarmee jy nie dalk gemaklik gaan wees nie, iets wat jou dalk gaan uitdaag, iets wat vir jou moeilik gaan wees om te doen, maar daar's iets wat die Here vandag vir jou vra, en dit is jy bereid om te verander, ter wille van my koninkryk. Wil jy vir 'n oomblik jou oë sluit? En net daar waar jy sit, vir God vra om jou hart te verander. Dat hy jou sal help, dat jy sal sien deur sy oë. Dat jy sal voel met sy hart. Changing course is not a sign of weakness, but of courage. Is jy braaf genoeg om 'n nuwe rigting in te stap? Om 'n nuwe geestelike journey met God te begin? Een wat ons nie net vra nie, maar een waarin ons gee. Al wat ek lees is dat Abraham gegee het en hy het onvoorwaardelik net gegee. En die Here het hom 'n nageslag gegee soos die sand van die see, die sterre in die hemel. Here, verander ons hart. Verander ons hart dat ons nie geld sal jaag nie, dat ons nie rykdom sal jaag nie, dat ons nie besitting sal jaag nie, maar dat ons U koninkryk sal jaag. Geef ons daardie courage om nee te sê. Geef vir ons daardie boldness om te sê ek is hier om te dien, ek is hier om 'n verskil te maak, ek is hier om aan te meld vir die koninkryk van God, want kerk is nie net om kerk toe te kom nie, maar kerk is om deel te wees, kerk is om betrokke te wees, kerk is om my hart te gee, kerk is om die stem te hoor en Jesus daar buite te wees. En Here, dankie dat U ons foute van die verlede vat en U swaai dit altyd om na 'n pluspunt toe. Dankie dat U vir ons 'n nuwe dag aankondig. Dat U ons lewe verander, wat nie praat noodwendig net van weaknesses nie, ons foute en teleurstellings nie, maar Here, een van courage, een wat sê ek het die krag, ek het die wil om te verander, want ek begeer om soos Jesus te wees. As jy vanoggend begeer om soos Jesus te wees, wil jy nie net vir 'n oomblik staan en net jou hand opsteek en dit in 'n paar oomblikke vir homself sê. Jy kan sit ook as jy wil. As jy gemaklik is, kan jy sit ook. Maar maak net eers nou 'n koneksie met Jesus en sê vir hom, jy's bereid, jy meld vanoggend aan om te verander. Changing course is not a sign of weakness, but of courage. Vir jy nou wanneer Here dink ons baie keer dat wanneer ons huil, is dit 'n teken van weakness. It's not a sign of weakness. It's a sign of courage. It's a sign of authority. It's a sign of power. It's a sign of anointing. It's a sign of feeling something deep in yourself. And it's not from your own heart, but it's all from the heart of God. Change our heart, Lord. Verander ons harte. Ons denke. Die manier hoe ons praat. En mag ons soos Abraham teruggaan op ons lewenspad. En sê, Sarah, ek is jammer.
Hagar, ek is jammer. Ek is jammer vir die verwerping. Ek is jammer vir die seer wat ek gebring het, wat ek veroorsaak het, want dit kon nie vir hierdie vroue maklik gewees het nie. Dankie Here dat U vergewe en dat U vryspraak gee in ons lewe en dat ons leer hieruit that God is bigger. God is bigger. God is who He is. And that is grace. And that is love. That is power. And anointing. Jean, kan jy vir ons kom lei in 'n lied? As jy kan. En ek wil net deur hierdie lied vanoggend vir jou atmosfeer skep. Dat jy net 'n bietjie tyd met die Here kan spandeer. Jy kan sit, jy kan staan. Jy kan hier voorkom kniel. Jy kan sommer net daar in jou bank gaan kniel. But this is your time with God. En kom ons doen introspeksie. Kom ons kyk waar ons is. Kom ons hê 'n gesprek met God. Jou tyd, jou ruimte, jou spasie, kniel, sit, lê, staan. Ons gee vir jou daardie moment. Kom ons wees nie haastig volgende nie. Ek voel regtig dat God iets wil doen in mense se harte. Your time with Jesus. For all who are thirsty and all who are weak, just come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrows be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to deep, we sing, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. For all who are thirsty, for all who are thirsty, for all who are weak, just come to the fountain. Dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrows be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to deep, come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus,
thirsty, for all who are weak, just come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to deep, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Kan ek julle vra om net saam op te staan? En as jy gemaklik daarmee is, wil jy net jou hande in die lug opsteek, net as 'n simboliese aksie van Here, ek gee oor. Here, ek weet U is die antwoord. Here, U is die een in wie ek my hoop sit nie. En dan soos wat ons dit doen, kom ons sing net hierdie lied saam. For all who are thirsty, for all who are thirsty, all who are weak, just come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As deep cries out to deep, we sing, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Yes, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Vir wie was hierdie woord vandag? Ek wil jou vra om dit te share. Ek wil jou vra dat jy seker maak dat mense vandag se woord sal hoor. Al voel jy's 'n Ismael. Al het jy 'n Ismael in jou lewe. Die Here sê jy's my Isak. Jy's beplan. Ons kan God nooit verras nie. Hy weet altyd alles. Amen. Amen. Die Here seën jou. Jy mag jou sitplek neem.